Vriende, goeiemôre. Dis nog 'n geleentheid waar ons die ongelooflike voorreg het om jou te kan bedien daar in jou huis. Daar waar jy voor die skerm sit. En ja, ons sien die geleenthede raak wat die Here ook vir ons in hierdie tyd gee om op ander maniere, nuwe maniere mekaar te kan bedien. Ons het dan nou saam met hierdie uitsending vanoggend het ons ook 'n inrydiens daar by Oud-Nikolandse kerkgronde. Ons het lekker spasie daarvoor omdat ons op die plaas is en ons gaan met 'n uitsending wat ook op 'n FM frekwensie werk vir mense in hulle voertuie die geleentheid gee om in te skakel by die diens terwyl ons lekker soos in 'n in rye geparkeer is en ek daar op die dam staan en met die lidmate praat. So die ouens wat nou vandag hierdie boodskap luister, is die ouens wat nou nie by daai inry kerk geleentheid is nie, maar ons verstaan ook dat almal se omstandighede nie so is dat hulle vanoggend ook wil uitry om hier by Oud-Nikolandse kerk te kom inry kerk hou nie. So baie welkom daar waar jy is vanoggend. Ons gaan begin met Psalm 121 wat aan ons baie bekend is. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snag sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm, waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Gemeente, mag julle ook hierdie God se teenwoordigheid beleef, wat groter is as ons berge, en ons vrese, en dit wat ons bedreig, en is hy wat vanoggend saam met ons is, en sy vrede vir ons gee. Ons gaan dadelik vir Tannie Annemie geleentheid gee om al ons vonkmaatjies nader te nooi. Skuif sommer gou nader daar voor die skerm. Tannie Annemie het weer vir julle 'n oulike storie om te vertel en 'n lesie, so ons luister graag ook wat die Here deur haar wil sê. Môre maatjies, kom ons almal sing vanoggend lekker saam. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Staan op en sê nou, ek is lief vir Jesus. Staan op en sê nou, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom?
Ons tema vir oggend is, Jesus wil ons sondes vergewe. Vir ons eksperiment vandag het ons handeseep nodig wat Jesus verteenwoordig, skoon water wat ons lewe verteenwoordig en swart peper wat die sonde verteenwoordig. Ek en jy lewe in 'n sondige wêreld. Ons doen elke dag sonde. En dit maak ons lewe vuil. In Romeine 3 vers 23 staan daar: almal het gesondig en is ver van God af. En ongelukkig in eie krag kan ek en jy niks aan hierdie sonde doen nie. Kyk, daai peper beweeg nie eers nie. Maar wanneer ons vir liewe Jesus vra om in ons lewe in te kom, kyk wat maak hy sonde. Die oomblik as liewe Jesus aan hy sonde raak, dan wyk daai sonde. Hy het lankal ons sondes vergewe, toe hy vir ons aan die kruis gesterf het. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit staan in 1 Johannes 1 vers 9. Vandag wil ons sê, dankie Jesus, dat U ons sondes vergewe het. Kom ons sing ook vanoggend 'n heerlike lied saam, om aan God al ons lof en ons eer, ons aanbidding, ons toewyding te bring. Ons gaan saam lees uit 2 Timoteus 1, daarvan in vers 3 tot by vers 7. Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Kom ons bid eers saam. Here, op hierdie pragtige dag nader ons tot U. En ons weet, Here, dis so 'n voorreg om net in U teenwoordigheid te kom sit. Net naby aan U te wees. En U wat ook vir ons uitnooi om na U toe te kom en wat ons nader trek na U toe in hierdie oggend. Dis U wat in ons harte, Here, ook die begeerte geskep het om vanoggend voor ons skerms te sit. Om onder die geklank van die goeie nuus van Jesus Christus te kom. En nou bid ons dat ons ook die vermoë sal hê om agter hierdie letters op papier, agter die stem van 'n gewone mens, die lewende God te hoor wat deur sy gees met ons praat. Amen. Ons tema vanoggend is, wat maak ons met ons vrees?
Ek wil jou uitnooi om op Google te gaan kyk hoeveel verskillende fobies of vrese daar is. Daar is bladsye en bladsye vol van verskillende soorte vrese waarmee baie van ons elke dag worstel. Party van ons is bang vir die virus. Party van ons is bang vir Engels. Party van ons is bang vir die huwelik. Party vir ons is bang vir rekenaars. So kan ons 'n hele lange lys opnoem. Dit gesê, wil ek by jou hoor, waaroor is jy bang? Want dis seker omtrent net Eben Etzebeth wat vir niks bang is nie. Die res van ons beleef in een of ander stadium van ons lewe 'n vrees vir iets. En in die tyd waar ons nou is dit heel waarskynlik ook die vrees vir hierdie COVID-19 virus. Ons is bang vir die toekoms. Ons is bang of dinge weer gaan normaliseer vorentoe. Hulle praat van 'n nuwe normaal. Ons is dalk bang om dood te gaan. Ons is bang vir verwerping. Ons is bang vir oud word. En ek besef net meer en meer dat 'n klomp mense vandag eintlik leef met 'n gees van vrees. Vrees wat mense se lewe totale al wil kom beheer. Die interessante is dat die meeste vrese wat ons het, aangeleerde vrees is. Met ander woorde, ek en jy het vir ons aangeleer om vir sekere goed bang te wees. En hoe meer ons daaroor dink, hoe meer sal ek daarvoor bang wees. En hoe groter kry daai vrees 'n houvas op my. Kom ons neem byvoorbeeld die vrees vir slange. Nou, ek is nogal half skrikkerig vir 'n slang. Maar die meeste van ons is nog nooit deur 'n slang gebyt nie. So waar kom hierdie vrees vandaan wat ons het vir 'n slang? Ons het onsself daai vrees aangeleer. En die goeie nuus is, as ek en jy vrees kan aanleer, dan kan ons natuurlik daai vrees afleer ook. En hoe leer die slim mense jou om van vrees ontslae te raak? Hulle konfronteer jou die heeltyd met daai vrees. Hulle wys vir jou 'n slang, hulle laat vat jou in daai slang, totdat jy nie meer vir 'n slang bang is nie. In ons teksgedeelte het ons gelees, het Timoteus in vrees geleef. Timoteus se vrees het hom verlam. Hierdie groot mentor van hom, sy raadgewer, sy geestelike pa, Paulus, sit iewers in 'n koue, donker tronk in Rome. En die vrees pak vir Timoteus beet. Dit maak sy gees vol. Want hy is so bang, hy moet dieselfde pad stap as Paulus, dat hy sy ywer en sy bereidwilligheid om die evangelie te bly verkondig, dat het afgekoel het. En is dit nie verstaanbaar nie? Natuurlik sou ek ook bang gewees het. Ek sou ook nie lus gewees het om my lewe so in gevaar te stel, dat ek uiteindelik in die tronk beland, net soos Paulus nie. En dan konfronteer Paulus in hierdie gedeelte vir Timoteus met sy vrees. Hy stel hom bloot aan sy vrees. Paulus praat nie asof die vrees nie bestaan nie. Hy konfronteer hom juis met die werklikheid. As ons bietjie verder lees in Timoteus, dan sien ons dat hy in vers 8 praat van sy gevangenskap. Paulus praat van die ontberings wat hy ondergaan het. Hy praat van 'n klomp lyding wat hy beleef het. So vrees is 'n werklikheid, maar as gelowige kan ons nie toelaat dat vrees ons lewe kom verlam nie.
Daarom kom Paulus en konfronteer hy hierdie gees van vrees by Timotheus op 2 maniere. Die eerste manier is om vir Timotheus te herinner dat hy God se kind is. In vers 5 het ons gelees, ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was. Timotheus, jy moet weet, jy's 'n kind van God, en God sal nie sy kinders in die steek laat nie. Jy weet mos, op wie jy kan vertrou. Ja, jou vrese is legitiem, want kyk waar sit ek nou. Ek ly, ek kry swaar, maar dit skrik my nie af nie, sê vers 12, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig, dat hy magtig is. Timotheus, onthou dat jy 'n kind van God is. En God is groter as jou vrees. En daarom lyk dit vir my as ons hierdie gedeelte lees, asof vrees lynreg staan teenoor geloof. Want vrees wil juis God uitdruk uit ons lewe, dit wil God se plek kom inneem in ons lewe, dit dryf die gees uit ons lewe uit, sodat daar net plek is vir vrees in ons lewe. En dan begin daai vrees ons lewe beheer. Daarom sê Paulus in vers 7, die gees wat God ons gegee het, is nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Want jy is kind van God, Timotheus, en jou pa is die koning. En as een of ander vrees jou wil oorweldig, as vrees jou gees wil oorneem, stop en onthou, wie is jou pa? Onthou wie se gees is in jou. 365 keer word daar in die Bybel gesê, moenie bang wees nie. Moenie toelaat dat vrees jou gees kom volmaak nie. Ek dink aan die storm op die see en hoe dat die disippels vrees bevange gedink het, nou is dit verby met ons. Ons gaan verdrink. Daar is nie 'n manier hier uit nie. En toe het Jesus opgestaan en hy het hulle herinner aan die een wat mag het oor wind en water, oor storms en oor vrese. Daar is nie 'n storm wat te groot is vir God nie. En daarom word ons vrees eintlik oorwin deur 'n goeie geestelike geheue. Vrees word oorwin wanneer ek en jy onthou, maar wie se kind is ons? Ons is God se kind. En wanneer ons aan sy beloftes van beskerming vashou. Jy sien, so kom maak die gees jou gees leeg van vrees. Maar dan kom God en hy sit iets in die plek van daai vrees wat in ons lewens die boot toe ingevoer het. Hy vervang vrees met krag en liefde en selfbeheersing. En dis die tweede advies wat Paulus vir Timotheus kom gee. Want ons God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar sy gees vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Hy vat die vrees en hy vervang dit met krag. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, daai krag is in ons aan die werk. Daar's niks wat God se krag nie kan oorweldig nie. Daarom sal vrees ons ook nie kan oorweldig nie. Dit hoef ons nie te verlam nie, want God se gees is vol krag. Maar hy vervang ook ons vrees met liefde. Wat het ek en jy nodig as ons bang is? Ons het liefde nodig.
Ons het arms om ons nodig. Elke keer as ons bang is, en jy onthou, jy's kind van God, dan sal die Gees sy arms om jou sit, en sal die Gees jou vashou in sy liefde. En die derde ding, hy vat die vrees, en hy vervang dit met selfbeheersing. Vrees verlam ons, maar wanneer God jou kom vul met sy krag en sy liefde, dan spoor dit jou aan om vreesloos te lewe. Dan kom rus die Gees ons toe met selfbeheersing, want sien, vrees laat mense somtyds verkeerde keuses maak. Ek dink aan hierdie sportster van ons wat 'n paar jaar gelede uit vrees op sy meisie geskiet het. Vrees maak dat ons somtyds ons kop verloor, dat ons verkeerde keuses maak. Of dit nou in terme van ons verhoudings is, of dit is in terme van ons finansies, of dit is in terme van hoe ek oor goeders dink, of dit is oor my gesondheid, die keuses wat ek daar rondom maak, dit maak nie saak nie. Maar as God sy Gees ons kom vul met krag en liefde, dan gee God ook vir ons die vermoë om wys en reg op te tree, en die regte keuses te maak, as ons onder die druk van vrees kom. Waarvoor is jy bang? Kom ons wees eerlik vanoggend. Jou vrees is nie groter as goed nie. Daarom wil die Gees, jou Gees kom leegmaak van vrees en jou herinner dat jy kind van God is. Hy maak jou Gees leeg van vrees, maar dan kom vul hy jou Gees met krag, en met liefde en met selfbeheersing. En met die vermoë om verantwoordelik en wys op te tree, ten spyte van die vrese rondom jou. Mag jy daai krag en liefde en selfbeheersing beleef, wat God se Gees vir ons kom gee. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you
Vriende, ek nooi julle uit om maar weer in die familienuus te kyk van al die sake wat op ons voorbindingslys is, die baie siek is en mense wat die afgelope tyd in die hospitale was. Kom ons bid vir hulle. As jy dalk nou nie ons e-posse kry nie, asseblief maak kontak, dat ons jou e-posadres ook kan kry. Kom ons bid saam. Here, bevry my gees van vrees. Ek wil nie 'n slaaf van vrees wees nie. Ek wil elke dag onthou dat ek 'n kind van die koning is. U bloed loop deur my are. Maak my leeg van vrees en vul my gees met krag en liefde en selfbeheersing. Amen. Vriende, mag die Here se krag, se liefde, se selfbeheersing ook jou deel wees. As ons in hierdie tyd maar so 'n tikkie vreesagtigheid het, mag ons onthou, ons is God se kind en dat God groter is as ons vrese. Amen.